Goeiedag liewe vriende, ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus. En vandag wil ek met u 'n gedagte deel, oorlog tussen lig en duisternis. Jy sien, ons is elke dag ons in 'n oorlog gewikkel, want as jy jou hart vir die Here gegee het, is jy in stryd met dit wat die duisternis vir jou wil hê. Jakobus skryf vir ons in Jakobus 4 vers 7 en 8, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Die Amplified vertaling sê dit so: So be subject to God, resist the devil, stand firm against him, and he will flee from you. Come close to God, and he will come close to you. Het jy al die ervaring gehad dat die vyand jou blaatant aanval? Hy gebruik verskillende metodes om jou op vreemde paaie te lei, sodat jy jou geloof bevraagteken of selfs ontwortel voel in dit wat jy weet die waarheid is. Sy sterkste wapens is twyfel en vrees, met vrae soos: as God met jou is, waarom het hierdie ding met jou gebeur? Of waarom antwoord God jou nie? Ek wil jou aanmoedig en bemoedig, neem sterk standpunt teen hom in. Stand firm against him. Sy grootste doel is om jou geestelike lewe so te verlam, dat jou verhouding met God skibreek lei, en jy God begin bevraagteken. Moenie toelaat dat sy dreigemente jou van koers afkry nie. Moenie na hom luister nie. Jakobus sê vir ons, weerstaan hom. Nou, hoe doen 'n mens dit? Hoe weerstaan jy hierdie slegte gedagtes, hierdie oorlog wat teen jou is, hierdie Satan? Eerstens, om jou wil ondergeskik te stel aan sy wil. Met ander woorde, wat wil God hê jy moet doen? Dan weerstaan jy hom deur die Here se woord, sy beloftes aan jou hart op te quoteer. Herinner die Here aan sy beloftes wat hy jou gemaak het. Ons lees in Matteus 4 dat selfs Jesus in die woestyn, toe hy versoek was, deur die Satan skrif gekwoteer het. Leer teksverse aan, soos Psalm 18 vers 30, want met u loop ek 'n bendestorm, en met my God spring ek oor 'n muur. Psalm 20 vers 8, sommige roem op strydwaans en ander op perde, maar ons sal roem op die naam van die Here ons God. Dit is ons verdediging. Selfs wanneer jy alleen is, mag jy hart op sy woord as getuienis uitroep. Efesiërs 6 vers 10 sê, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Roep God se naam aan in gebed en vereer hom vir die uitkoms in jou situasie. Daar is een ding wat die duiwel nie kan staan of hanteer nie, en dit is wanneer God verhoog word deur gebed of in 'n loflied. Wanneer hy 'n aanval op jou mik of beplan, sing 'n loflied, byvoorbeeld prys die Here met blye galme, of daar is krag, wonderwerkend krag in die bloed van die lam. Skep moed. Wanneer die vyand aan jou kom met onheilsgedagtes en vrese en onsekerhede, sing tot eer van die Here ook in jou hart. As ek saamvat, herken die vyand se aanslag teen jou en oorwin hom deur die bloed van die lam, in gebed, in sang en deur die woord van God hardop te quoteer. Ek sluit af met Psalm 31 vers 4. Want U is my rots en my bergvesting, en om U naam ontwil, sal U my lei en my bestuur. Ek groet U tot volgende keer. Totsiens.